Kom ons bid saam by hierdie 5de deel van ons reeks in oorwinning. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons begin, dan is ons altyd selfversekerd en ons hardloop die wedloop en ons spring weg met 'n spoed en dan kom ons by die hindernisse. En ek wil U loof dat U tot nou toe vir ons stap vir stap gewys het wat die hindernisse is wat ons kan teekom en wat die hindernisse is wat op ons pad kom. En vanaand kom ons aan die begin van hierdie feestyd van Sukkot. Die laaste fees van die jaar. Die oes wat ingebring word. En hoe feestelik het ons nie vandag gesien, die oes wat U gee. En daarom bid ons Vader dat U ook die oes en die gees van ons lewens in die vryheid van die bindinge, van die hindernisse vir ons sal leer en gee tydens hierdie Sukkot, sodat ons in hierdie fees tot oorwinning kan kom in dit wat U bedoel het met hierdie fees. Dis waarvoor ons voor U staan. Maak ons oë oop, Vader, dat ons kan verstaan in die naam van Yeshua. Amen. Amen. In hierdie 5de deel van ons gesprek oor oorwinning gespraat ons met die begin van Sukkot, oor die tema van Sukkot, wat dan is. Sukkot wat die inbring is van die bomefees, van die vrugte, van die olywe, van die vrugte wat ingekom het, en dit is in die noordelike halfrond. Maar ons praat van Sukkot, die inbring van die geestelike. Daardie oes wat Vader verwag, daardie oes wat hy vir ons 'n opdrag gegee het, maar wat hy ook beloof word. Sukkot, of die fees van tabernakels, die loofhuttefees, soos wat dit altyd genoem is ook die fees van afhanklikheid. Daar is juis 'n opdrag om in minder stabiele blyplekke te bly. 'n Takkie in 'n bossie, of in dit wat nie vir jou die sekuriteit van jou stewige huis gee nie. Want hierdie is die fees waarin ons gaan kyk na die betekenis van ons afhanklikheid van Hom en Hom alleen. En gaan kyk wat hierdie afhanklikheid beteken. So Sukkot is daardie fees waarmee ons die feeste van die jaar afsluit. 6 maande amper tot by die volgende fees weer waar ons weer voorbegin. Wanneer ons met Pesach weer die jaarse feeste gaan begin in Maart, April. Die laaste van die 7 jaarlikse feeste, bestemde tye wat Vader vasgestel het op sy tyd, vir sy doel. Pesach, fees van ongesuurde brode en die waaioffer is die eerste 3 van die eerste fees. Die tweede wat hulle opgeroep word om op te gaan na die tempel om die offers te bring is Shavuot. Meeste mense noem dit Pinksterfees, maar Shavuot is die dag waarop die Gees uitgestort is. Dit bly Vader se fees van Shavuot wat hy ingestel het. Dan kom ons by die 7de maand, onlangs die eerste dag van die 7de maand, met die nuwe maan is dit Yom Teruah, die blaas van shofar, die aankondiging van die koms van die koning. 10 dae later Yom Kippur, die dag van verootmoediging om onsself te verneder voor Hom in vas. Die dag wanneer Vader sy lewe vir ons kom wys. Deurdat Yeshua die toedekking doen op ons ou lewe. En syne vir ons gewys word in afsondering, in vas en in gebed. En dan die laaste fees, Sukkot, die fees waar die laaste oes ingebring gaan word. Dit word ook genoem die seisoen van vreugde.
Want al die treurigheid en al die stryd en die spanning is veronderstel om verby te wees, en dit hoop ons gaan ook wees teen die einde van hierdie Sukkot, want hierdie hinderniswedloop wat ons loop, gaan ons loop tot aan die einde van hierdie fees van Sukkot, en dan kom ons by die oorwinning. En dan vertrou ons, is dit 'n oorwinning in elkeen se lewe. 'n Oorwinning oor elke een van hierdie hindernisse wat ons sien. Onthou wat ons vanoggend gesê het. Jy kan nie aantree vir 'n hinderniswedloop en dan wonder hoekom is daar hindernisse in die pad. Dis die resies waarvoor jy aangetree het. Hierdie is die hinderniswedloop waarmee ons besig is. En hierdie hinderniswedloop gaan in vreugde en in oorwinning eindig, in oorwinning vir hulle wat bereid is om die hindernisse te oorkom. Het word ook so genoem omrede die dae van vermoediging en terugkeer, die Teshuva, die tydperk tot by Yom Kippur geëindig het, verby is, die afsondering verby is, en ons nou in vreugde in die oorwinning kan instap. Vergoefnis en versoening is ontvang en is verwerk deur Yeshua met die Vader. Dit het plaasgevind. Die erns van Teshuva, Yom Teruah, Yom Kippur is nou verby. Die vreugde van Sukkot, op pad na die oorwinning. Dis hier waar ons die laaste van die hindernisse begin identifiseer. Dis hier waar ons die laaste van die stryd begin identifiseer. Dis hier waar ons begin vorentoe reik na dit wat ons oorwinning moet werk, maar ongelukkig is daar nog steeds van hierdie hindernisse voor wat ons van ontslae moet raak. En terwyl ons in hierdie tyd kom en gesien het, maar Vader gee kort vir ons energie om die waarheid te sê elke 7de dag met sy Sabbat. Dis ons waterpunte, waar ons verfris word, sodat ons hierdie stryd kan verder vat in oorwinning. In kontras met die verootmoediging van die fees, is die fees van Tabernakels of Sukkot 'n fees van vrolikheid en van dankbaarheid. En ek dink ook na vandag sal almal weet dat ons uiteindelik baie om voor dankbaar te wees. Hoeveel mense het die voorreg om deel te wees van 'n gemeente van eenheid, omgee en liefde. Een uitsien en 'n strewe na die lewe wat volg nadat jy die oorwinning behaal. Dis wat hy doen. Die jaarlikse siklus van Joas se bestemde tye word afgesluit. 'n Saamkoms bekend as die 8ste dag, en dit is aan die einde, dit is volgende maandag, dag Shemini Atzeret, dis die laaste dag, die groot dag van Jehovah, of soos wat dit in die uitspeel van die fees gaan, die dag van oordeel. As daar die dag wat bepaal gaan word, het ek en jy die oorwinning behaal. Sukkot is ook 'n dankseggingsfees vir die laaste van die oes wat ingesamel word. En daarom word ook die fees van insameling genoem. En as ons gekyk het vandag na die tafels, Boeta, dan het die oes ingekom. Daar is tot genoeg vir nog môre ook se fees. Dit word ook gevier met die verwagting van goedheid van Jehovah, wat in die nuwe landbouseisoen sal kom. Want sy voorsiening, die Sukkot, en dit wat hy klaar voorsien het vanuit die landbou vir sy kinders. Sukkot is ook vreugde vir hierdie lang geestelike reis wat ons mee besig is. Hierdie reis het begin met bevryding uit die slawe juk in Egipte en Mitzrayim met Pesach. Dit is gevolg met die ontvangs van die wet, van die Torah. En van die gees wat die wet bevestig, alles by Shavuot. En daarna is die swerftog van afhanklikheid van Johan die woestyn Sukkot, wat eindig met die aankoms in die beloofde land deur vertroue, die dag van oorwinning. En ek en jy kan net daar kom as ons die oorwinning behaal en die hindernisse uit die pad uit kry. Luister en hoor wat Vader sê, sodat die oorwinning volmaak kan wees. Levitikus 23 vers 39, ook op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel. Hoekom die 15de? Daar was nie elektrisiteit nie, en soos julle gesien het, toe ek vir julle gewys het hier vanaand, het jy gesien hoe lyk die volmaan vanaand?
Vader se fees is wanneer daar lig is om fees te hou. En daarom is die fees op die 15de van die maand. Nie sommer net nie. Want daar's lig, daar kan fees gevier word. Die opbrengs van die land insaam moet julle die fees van Joa 7 dae lank vier, met 'n rus op die eerste dag en 'n rus op die 8ste dag. En dit word as 'n Sabbat verklaar in die verduideliking. En 40, op die eerste dag moet julle vir julle die vrugte neem van mooi bome, met palmtakke en takke van digte bome, wilgers van die rivier af, en julle sal vir julle 7 dae voor die teenwoordigheid van Joa verheug. Nou daar's 'n gebruik om sekere takke bymekaar te vat, en 'n suurlemoen is nie 'n regte suurlemoen nie. Dis 'n sitron wat dan gebruik word as die rykdomvrug en al sulke goed wat 'n ritueel geword het in Israel. Ek vind geen een van daardie dinge en gebruike in die skrif nie. Dis wat die skrif sê. Vers 41. Julle moet dit as 'n fees van Joa vier, vir 7 dae in die jaar. Dis 'n ewige instelling in julle geslagte. Julle moet dit in die 7de maand vier. 7 dae lank moet julle in hitte bly. Almal wat as deel van Israel gebore is, moet in hitte woon. En as daar die hitte mooi vertaal word in die woord daarvan, suka, dan beteken dit 'n lendelamstallasie. So jy mag nie jou tentpenne te styf maak nie. Sodat julle geslagte kan weet dat ek die seuns van Israel in hitte laat woon het, toe hulle uit die land van Mitzrayim gebring het. Ek is Joa, julle God. Die doel daarvan is om te verklaar dat Vader gesorg het in die tyd toe hulle in Lendelam moes trek en rondtrek en op rondbly, het Vader vir hulle gesorg. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle bly. Nou as ons as liggaam, as ek en jy 'n tabernakel is, 'n huis is, 'n plek is, 'n tempel is waar die lewende God se Gees kom woon, dan is ons die draer van hom wat lewe gee. Dan is ons die draer van die een wat oorwinning bring. Ons bou ook vir Joa ons Vader 'n suka, waar hy deur sy afgesonderde Gees saam met ons kan woon, hier in ons, in hierdie lendelam liggaam. Dit is soos asof ons vir hom 'n suka bou waarin hy kan bly. Die tempel van ons liggaam. Wanneer ons eie liggame beskikbaar stel as 'n lewende, afgesonderde, aanvaarbare offer vir God, Romeine 12 vers 1. Dit is wanneer Vader in ons kom tabernakel, kom tuis te maak, kom bly. Sukkot is 'n herinnering hiervan. Vir jou en my as kind van God, wat in die nuwe verbond staan, is dit juis die herinnering van die suka wat ek in my liggaam opstel, die herinnering van die offer wat ek bring, die herinnering van Vader wat in my kom woon deur sy Gees. En daar die pad wat oopgemaak is deur die soendood van Yeshua. Waarvoor vertrou jy Vader hierdie Sukkot? Wat is die verwagting in jou lewe tot oorwinning in hierdie Sukkot? En daarom is Sukkot se hooftema en die belangrike boodskap van hierdie tyd, ons afhanklikheid van Vader alleen. En ek gaan probeer, want dit is nie 'n lang boodskap vanaand nie. Ek gaan probeer om dit stadig te doen. Ek voel so opgefeier altyd as ek met Vader se boodskappe besig is en ek nie altyd besef hoe vinnig ek praat. Ek gaan probeer om dit stadig te doen, want hierdie is vir my so ontsettend belangrik. Johannes 14 vers 6.
En Jesua antwoord hom, ek is onveranderlik dieselfde, die pad, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na my Vader toe, behalwe deur my. Die pad van waarheid tot die lewe, so motto vers. So vers wat Vader vir ons gegee het, vir die naam van die Bybel, vir die naam wat dit daaroor het. Ek wil baie mooi hê, jy moet oplet wat daar staan. Daar is net een pad. En dis nie deur 'n mens uitgedink nie, dit is nie skielik 'n nuwe teologie nie, dit is nie ons wat onsself probeer afsonder nie, dis nie ons wat onsself hoër ag as ander nie. Die woord van God sê vir my, daar is net een pad na die Skepper lewende God Vader toe, en dit is deur Jesua ons verlosser. Sonder Jesua kan jy nie by Vader uitkom nie. Nou mense, as ek en jy die woord glo, en ons kom nog by daardie lering verder in hierdie tyd van Sukkot, maar as ek en jy die volle woord van God as waarheid aanvaar, dan beteken dit, dat hy wat nie in Jesua glo nie by God die Vader kan uitkom nie. Hy wat Jesua verwerp, kan al die wette in die Bybel nakom, kan doen net wat hy wil, maar as jy die versoening van Jesua verwerp, wat Moshe verwag het, wat Abraham na uitgesien het, Abraham wat gesê het, Jakob wat gesê het, ek is net 'n vreemdeling. Moshe wat gesê het, ons is vreemdelinge hier. Wat uitgesien het na die dag van die koms van die gesalfde, wat in Genesis 3 alreeds vir ons beloof. En elke een van hulle het in 'n verwagting tot die gesalfde een geleef, en daarom is Moshe, die gewer van die wet, gered deur sy verwagting op die Messias wat gaan kom. Nie deur die wet. Abraham, sê die Bybel vir ons, is regverdig verklaar deur sy vertroue. Deur sy vertroue in die Skepper lewende God, sy vertroue dat hierdie God sy belofte sal waarmaak, die belofte van die gesalfde een wat sal kom. Niemand word gered, behalwe deur Jesua se sonde betalende offer. Die skuld wat betaal is, weg is, verwyder is, vir jou en my. Dis deur Jesua, en 'n lewe wat lyk soos syne, getrou aan hom, dat ons na die Vader toe gaan. Die Bybel sê vir my, daar is geen ander manier. Job 24 vers 22 bring nou vir ons die term verder van afhanklikheid in gedagte. Die rykdom van 'n man van krag word onderhou deur sy eie krag. Hy is nie afhanklik van goddelike leiding. Die sterk ou, die ou wat sê hy is sterk, die ou wat sê hy is goed, die ou wat sê hy kan dit self doen, hy is nie afhanklik van goddelike leiding. Hy sê ek kan dit self doen. Die self is nog in beheer. Die ek is nog daar. En daarom is dit ontsettend belangrik dat ons mooi kyk wat hy sê, deur sy eie krag. Hy probeer dit nog doen soos hy dink. 'n Persoon soos daardie is nie afhanklik van Vader. 'n Persoon soos daardie se afhanklikheid is in homself. Ek kan, my krag, my om. As die een ding is wat Vader ons geleer het in jare in die sending, vir Here wat die Vader ons geleer het, die vertaling van die Bybel wat Vader ons geleer het elke dag om die waarheid te sê van ons lewe. Sonder hom kan jy niks doen. Die wat ons nou al ken ons van hiervan praat en weet waaroor dit gaan. Ons weet wat Vader doen. En ons vertel vir jou die getuienis van alles wat Vader doen. Maar jy sal weet soos wat ek weet, daar is absoluut niks daarvan wat sonder deur 'n mens gedoen kan word. Maar elke deel daarvan is omdat daar 'n Vader is waarvan ons afhanklik is. Titus 2 vers 3. Op dieselfde manier met die ouer vroue in hulle optrede wees, soos dit aanbidding tot God pas. En nie kwaadpraters, afhanklik van baie wyn nie,
maar leraars wat uitstekend is. Wat se leraars? Deur hulle optrede. So die eerste plek praat hy hier met die ouer vroue wat 'n voorbeeld moet wees vir die vroue. Wat 'n voorbeeld moet wees van nie kwaad praat nie en nie wyndrinkers nie. Nou hoekom praat hy oor wyn? Nou ja, ons het in die bespreking op Sabbat het ons dit volledig hanteer. Wyn is een van die dinge waarin jy kan afhanklik wees. Net soos enige ander middel. Vader se boodskap in die skrif, en veral vir dit wat ons gelees het ook met die besprekings, is Vader se boodskap in die skrif baie duidelik. Geen priester, en as jy 'n kind van God is, 1 Kefa hoofstuk 2, is jy aangestel as priester in sy koninkryk. En as jy 'n priester is in sy koninkryk, is jy voltyds aan diens. En solank as wat jy aan diens is, mag jy niks wat verslawend, afhanklikheid vormend, enige iets waarin jou beheer is, behalwe in die skepper lewende God, doen nie. So nie kan jy nie as priester dien nie, en word jy uit die priesterdom uit verwyder. En aangesien elke kind van God priester aangestel is. So hierdie is vir my maar net een van die baie dinge wat ons gekyk het na, en wat ons moet sê dat die Bybel praat van dinge waaraan jy afhanklik raak. As jy aan pille, nikotien, alkohol, enige chemiese middel, enige natuurlike middel. Wie die ouens sê, hulle gaan so natural. En die regering keer dit sommer goed. Jy gaan mos net organies deesdae. Weet, organies is seker die grootste prysverhoger in die wêreld. Skryf net organies op 'n produk en jy sien wat word hy skielik. Wel, bossies is ook organies. Ek dink Marog is ook organies. Hy moet ook duurder word. Maar daar is sekere dinge en plante wat Vader geskep het vir medisinale doeleindes. Die poppieplant, wat vir ons een van die sterkste dwelms in die wêreld gee, wat 'n genesende kwaliteit het wanneer hy korrek gebruik word vanuit die natuur. Anders is dit 'n dwelmmiddel. Dieselfde met alle ander dinge. Tessalonisense 4 vers 12. Sodat julle ordentlik kan leef teenoor die wat buite is en nie van iemand afhanklik is. Volgende ding wat die skrif vir ons leer is om nie van mense afhanklik te wees. En ek dink jy het die vorige punt gekry en jy verstaan presies wat ek sê. En ons besef daar's dinge wat ons nie mag sê nie. Maar ek glo dat Vader die dinge self vir u sal sê. In hierdie dae. Sy was die Orena aanbid, en nou praat hy weer van vrouens, 1 Timoteus 5 vers 6, die afgetrede of die dames wat ouer geword het, en wat weduwees is, en dat hy die arena aanbid. Hulle is oorgegee aan plesier, is dood terwyl sy lewe. Hy praat van hulle, wat hierdie doodsprosesse gaan bekyk in die arenas van Rome. En die Bybel sê, julle geniet hierdie plesier van dood. Julle is dood terwyl julle lewe, want julle is afhanklik van plesier. Julle is afhanklik van wreedheid. Julle is afhanklik, en daarvan het ons baie mense gesien,
Daar is ontsaglik baie mense wat verslaaf is aan sekere sportsoorte waar mense mekaar seermaak. Hoekom? Want die wreedheid word 'n dwelm. En dis presies waarvan Saul praat. Efesiërs 4 vers 19. Hulle wat hulle versekerde verwagting afgesny het en hulle gees oorgegee het aan wellustigheid en die ontwikkeling van allerlei onreinhede en hulle gulsighede. Mense wat verslaaf geraak het aan seks, verslaaf geraak het aan fisiese, emosionele verslaaf. Mense wat hulle self aanbied vir emosionele bevrediging. Daar is mense wat dag in en dag uit net altyd iemand soek om hulle emosioneel te stimuleer. Hulle is verslaaf aan hulle emosionele afwagtings, hulle emosionele opwekkings. Dieselfde met fisiese. Daar is mense wat verslaaf is aan fisiese stimulasie. Net soos wat daar mense wat verslaaf is aan enige dwelm en middel wat nie deur God goedgekeur word nie, maak nie saak wie wat sê nie. Job 24 vers 22, die rykdom van 'n man van krag word onderhou deur sy eie krag, hy is nie afhanklik van goddelike leiding nie. Tweede deel van daardie versie, hy is afhanklik van sy eie krag. Waarvan moet hy afhanklik wees? Van goddelike krag. As ek en jy 'n begeerte het wat ons druk om iets te doen, as ek en jy 'n begeerte het wat ons nie kan onderdruk nie, as ek en jy 'n begeerte het wat ons druk in 'n sekere rigting, as ek en jy 'n begeerte en 'n behoefte het wat ons druk om sekere dinge te doen, beteken dit Vader is nie die een waarvan ek afhanklik is nie. Dan is ek afhanklik van 'n middel. Dan is ek afhanklik van 'n ding. Dan is ek afhanklik van 'n middel wat nie God is nie. Genesis 3 vers 16. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou moeite in jou swangerskap baie vergroot. Met pyn sal jy geboorte gee aan kinders en jy sal afhanklik aan jou man wees en hy sal oor jou heers. En vir die vrou wat getroud is, Vader bring daardie afhanklikheid wat Vader vir ons gee en hy sê, vrou, jy sal afhanklik wees van jou man in jou verhouding ook met Vader. En ek vertrou nog dat deur in die huwelike en deur vertrouens en dit wat ons doen gereeld met lering, mense hierdie begrip ten volle sal snap. Nee, die vrou kan nie sonder die man bestaan nie. Nee, die vrou gaan nie hel toe sonder 'n man nie en al daardie vals leringe nie. Nee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan die vrou se begeerte en haar afhanklikheid sal van haar man wees. Jy is afhanklik van die geestelike leiding en voorloop van jou man. Pas op om dit nie te probeer omdraai nie. 2 Kronieke 13 vers 18. Dis is die seuns van Israel in die tyd verslaan en die seuns van Juda het oorwin omdat hulle gesê het, ons vertrou op Jehovah, die God van ons vaders. Hier is Israel en Juda. Hulle is almal saam van een kamp eintlik. Hulle kom saam van Jakob. Maar hulle het verdeel omdat Salomo nie sy deel gedoen het nie en Vader daarom die koninkryk verdeel het in twee. En Vader die koninkryk verdeel het, kom Israel en Juda en nou beklei hulle teen mekaar. En nou staan daar die rede hoekom Juda oorwin het. Nie omdat hulle die sterkste was nie, nie omdat hulle sterker was nie, om geen ander rede nie, behalwe ons het vertrou in jou, ons God. Nie ons het sterker wapens gehad nie, ons het vertrou. Jy sien, om die oorwinning te behaal, in hierdie hindernisstryd wat ons mee besig is, om by die oorwinning te kom aan die einde van hierdie week, om die oorwinning te behaal in jou lewe, beteken dit, dat jy alle afhanklikheid en alle dinge wat jy dink waar jou krag lê, en alle hoop gaan wegvat van enigiets anders en net plaas op Vader. Om die oorwinning in hierdie hindernisstryd te kan kry,
moet jy alle afhanklikhede aflê en Vader jou afhanklikheid maak. Job 15 vers 31. Laat hom nie vertrou op misleidende nietighede nie, want sy groei is nutteloos. Dit wys net vir my dat as jy op enige iets anders vertrou as op Vader alleen, is jou groei, maak nie saak wat nie, nutteloos. Psalm 20 vers 7 sê vir ons, daai ou bekende versie, sommige vertrou op strydwaans, en ander op perde, maar ons sal seëvier, ons sal die oorwinning in hierdie hindernisstryd behaal, deur die karakter en autoriteit van Jehovah ons God. Ons sal die oorwinning behaal, omdat ons vertrou, en omdat ons afhanklikheid is, en omdat ek ontslae kan raak, deur die krag en die teenwoordigheid van die karakter van Jehovah, van alles waarvan ek afhanklik is, behalwe hom. Jehovah help ons en bevry ons. Hy bevry hulle van die wetsoortreders en red hulle, want hulle vertrou op hom, sê Psalm 37 vers 14. Met daar een groot deel van die hindernisstryd waarin ek en jy is die wetsoortreders. Hulle bedink dat die wet van God nie meer geldig is nie. Hulle wat sê die wet van God is weggewerp. Daardie is die grootste hindernisse, die grootste stryd, die grootste aanvalle vir die gehoorsame kind van God, lê juis van hulle af, wat nie die wet van God erken nie. Wat sê hy? Ek sal hulle bevry, vanuit hulle, deur hulle wat vertrou, op die skepper lewende God. Spreuke 3 vers 40. Vertrou op Jehovah met julle hele verstand, wil en emosie, en maak nie staat op jou eie wysheid nie. Soms dink ook ons ken die antwoorde. Ek het dit mos geleer. Ek het die antwoorde, ek weet hoe. Die Bybel sê vir ons, vertrou net op Jehovah. Jy dink jy weet. Gaan word stil en kry sy antwoorde. Gaan laat hy vir jou wys waarop jy kan vertrou. Gaan buig voor hom neer, want afhanklikheid aan enige iets anders kan nie die oorwinning behaal nie. Filippense 3 vers 3 wat almal ken, want ons is die besnydenis, die van ons wat God in die gees dien en roem in Yeshua, die gesalfde een, en ons vertrou nie op die vlees nie. Nie op jou vermoëns nie, en nie op enige vleeslike teken nie. Vers 4, alhoewel ek ook rede het om te vertrou op die vleeslike. As iemand as dank hulle vleeslik kan vertrou, ek nog meer sê hoe Saul. Hy val nou in hierdie hele ding saam met die wêreld en sê vir 'n man, ek gaan nou menslik praat soos julle. Ek is 'n Hebreër van die Hebreër, ek is ook 'n Jood, ek is ook besny, ek kom uit die Fariseërs uit. Ek het my teologiese opleiding. Ek is deur die stryd, ek het skibreek gelei, ek het al hierdie dinge gedoen, ek het al hierdie stryd gelei, so julle dink jy kan op die vlees roem, ek nog meer, maar wat sê ek vir jou daar? Ons vertrou nie op die vlees nie. Saam met Saul kan ons al hierdie goed sê. Maar saam met Saul kan ons ook sê, daar is nie 'n manier dat dit vanuit 'n mens kom nie, as die vertroue nie is op die skepper lewende God. Ons afhanklikheid kan in niks anders as in Jehovah God, ons hemelse Vader, wees nie. Want as ons enige afhanklikheid van enige iets het, en daar is ontsettend baie mense wat, en ek sê dit altyd sommer as 'n grappie, maar dit is nie altyd 'n grap nie, wat afhanklik is van 'n ding soos kougom. Jy moet in baie byeenkomste voorstaan. Ek weet nie, die Amerikaners lyk vir my het 'n expert geraak daarin. En ek spot altyd en sê vir hulle, weet julle wat is kougom? Jy kou en jy kou en jy kou, jy kom niks nie. Dis waarvan die Bybel sê leë werke.
En daar's mense wat verslaaf is, net om hulle mond besig te hou. As mense wat verslaaf is daaraan om hulle eie stem te hoor, as mense wat verslaaf is daaraan wat hulle eie wil afdwing, daar's mense wat verslaaf is aan hulle self. Mense wat verslaaf is aan middele, mense wat verslaaf is aan mense. Wat so afhanklik is van sy leiers, dat hy nie self kan bestaan, sonder dat hulle vir hom iets sê. En ons het afhanklik geraak van so baie dinge, maar as ons nie afhanklik is van Vader alleen nie, sal ons die oorwinning nooit behaal nie, want dan gaan ons in die hindernisse vasloop. Dan gaan daai modder, waarin ons staan en gly, te veel raak, en ons gaan ons mors dood hardloop, en ons gaan doodstil staan. En Sukkot is die laaste van die feeste. Daar 6 maande na die volgende fees, om in afwagting en afhanklikheid te leef. En as ons nou afhanklik van ander goed is, hoe gaan ons kom by Pessach? Hoe gaan ons kom by Pessach en die lam aanvaar? Hoe gaan ons daar die oorwinning kan leef in ons lewe, tot by die volgende fees, as ons aan ander dinge afhanklik is, behalwe aan die skepper lewende God, wat jou wil bevry en jou vry maak, wat jou wil losmaak. Dis wie hy is. By elke Sukkot nog, tot nou toe, het Vader op sy eie dinge gedoen. En het mense van elke tipe afhanklikheid wat jy kan dink, losgekom, sodat Vader die oorwinning kan behaal. Mag Vader diep inkyk in jou gees, mag Vader diep inkyk in jou fisiese, mag Vader diep inkyk in waaraan jy afhanklik is. Dit openbaar en dit in oorwinning wys. Daar is soveel mense wat afhanklik is sonder dat hulle dit besef. En daarom is dit net die gees van God wat dit vir mense kan wys. Sê vir my, is jy 100%, maak saak waarin jy iets anders nie, vergeet die negatiewe. Dink op hierdie oomblik net aan een positiewe ding. Is jy 100% van die oggend tot die aand, in elke besluit wat jy neem, en in elke verwagting wat jy het, en in elke behoefte wat jy het, net afhanklik van Vader, sy karakter en sy teenwoordigheid? Sonder dit loop ons vas in 'n muur. Sonder dit staan ons in rondgly, in afhanklikheid van ander dinge. Daar's baie mense wat gaan hardloop, en dan koop hulle die duurste van tekkies, en hulle koop die duurste van toerusting. Nou gaan ek beter vaar, want hulle afhanklikheid is nou skielik op die tekkies. En so na die 13de myl, dan val die sole af. Daar is niks waarop jy jou afhanklikheid kan plaas, behalwe op die skepper lewende God in hierdie hindernisresies, waarin ons besig is. Daarom is dit belangrik, dat hierdie 'n sleutellering is tussen dit wat kom en dit wat gewees het reeds. Want dit gaan vir ons al die dinge bymekaar bring, en die afhanklikhede, sodat ons die hindernisse kan sien, sodat ons oor elke hindernis kan kom, die modder kan oorgaan, die water kan oorgaan, en elke hindernis wat Satan op ons pad bring, of die hindernisse wat normaal is in die lewe. Waar staan jy? Afhanklik van hom alleen? Kom ons bid saam. Vader, U is ons koning. En U het Jesua vir ons gegee om te kom heers, vir ons die voorbeeld te kom stel, en gesê het, ek doen niks sonder my Vader se weet, en ek doen niks wat ek nie by hom geleer het nie, ek is afhanklik van hom. Jesua, die seun van God, het die heeltyd verklaar, hy is afhanklik van die lewende skepper God. En net so, Vader, kom ons en sê, daar is niks waaraan ons afhanklik wil wees.
Ons wil sny, ons wil breek met alles wat ons kan vasbind in hierdie hinderniswedloop. Dat ons kan vry, afhanklik van die lewende Skepper God alleen. In die naam van Yeshua. Amen. Amen. Shalom weer aan almal wat ingeskakel het en luister saam met die pad van waarheid tot die lewe na hierdie boodskappe. Ons herinner u dat ons elke Sabbat 10:00 die oggend hierdie uitsending het. Ons vra jy om op die subscribe knoppie te druk, sowel as op die klokkie wat daar langs aan is, want dan word jy in kennis gestel van elke keer net voordat die uitsending begin. Vader se guns en sy liefde oor jou.